ek wil vanaand so 'n bietjie met julle praat oor 'n baie interessante hoofstuk in die Bybel. Hosea 11 van vers 1 tot 9 en ek weet nie of julle dit ooit gelees het nie. Is 'n boek wat ons min lees, maar is 'n aangrypende boek. 'n beeld wat die Here gebruik om sy liefde aan ons as sy volk en sy kinders te beklemtoon en te demonstreer. So wat ek gaan doen vanaand, ek gaan die gedeeltes lees, vers 1, 2, 3 en 4 tot by 9, en ek net vir julle dit uitlê. Ek wil dit nou doen om te sê hoe slim ek is nie. Ek wil nie vir julle beïndruk met al my kennis oor die Bybel nie, maar weet jy, ek dink nie, dit sal vir almal net op 'n bietjie, ek hoop dit sal vir almal iets meer beteken. Aan die einde van so 'n reeks, dan wil ons net vir mekaar, weet jy, ons kan die Bybel nog vat en hom lees, en ten minste iets verstaan waarin staan. En hierdie hoofstuk is 'n hoofstuk wat my kan lees, en die Bybel toemaak en sê, was nou mooi geweest, maar ons verstaan nie wat die staan nie. So ek moet probeer om dit in eenvoudige Afrikaans jou te verduidelik vanaand. Soos ons aangaan, soos maar, as jy vraat oor die gedeelte, dan kan jy met my vra, so ek het julle nie gemute vanaand nie, want ek wil jy moet maar vir my ook vra. As jy my vast vra, dan sal ek sê, kom eers terug na jou toe, want het is nie moeilik om my vast te vra nie. Ek het daarom nou vanoggend in die erediens agtergekom, my geheue kom daarom terug. Ek begin daarom weer te onthou, soos in die verlede. En ek het daar gepreek in Alberton, en toe het ek nou verwys na 'n teksvers in Jesaja 49 vers 16. Toe vra ek nog of die dominee se vrou daar is. Hy preek elders, ek nou daarvoor gepreek. Sy is 'n betroubare bron, sy het 'n Bybel daar, sy gaan kyk dit of is dit die regte woord wat ek aanhaal. Sy sê my, ja, dis reg. So ek het myself 'n regmerk gegee om te weet, nou my geheue kom nog weer terug. Nou, ek gaan net gou, ons gaan 'n tipe van erediens hê vanaand, maar ek gaan nie 'n preek boodskap gee nie, maar ek dink, as jy goed te lees, gaan jy ook eintlik agterkom die boodskap van die gedeelte, en ons sal vir mekaar ook sê, die kern van alles hier, en hoofstuk 11 voor ons begin lees, in Hosea het 14 hoofstukke. Nou weet jy, ek wil nie vir jou nou probeer vastvra en slim wees aan hierdie kant nie, maar het is net belangrik om die konteks van die gedeelte te sien en in te neem. Prof. Stefan Joubert altyd my sê, die beste teks wat 'n mens van mense kan gee is konteks. Nou in die Bybel is dit so belangrik dat mense die konteks moet hê van dit, nee, van hoekom is hierdie hoofstuk in hierdie gedeelte so opgeteken. Nou Hosea gaan oor Gomer en die verhouding wat die Here daar kom sê, hoe hy oor grense heen ons lief het. Die boek het 14 hoofstukke, en hier in hoofstuk 11 kom ons agter is 'n draaipunt. As die voorafgaande hoofstukke lees, dan kom ons net die oordeel wat uitgespreek word deur die Here. En as die hoofstukke nie, as hoofstuk 11 nie gestaan het nie, sou ons net gelees van oordeel, vernietiging. Maar hier in hoofstuk 11 kom hier ongelooflike draaipunt, waar ons iets leer van God se geregtigheid, iets van God se liefde. Hy gebruik 'n besondere mooi beeld. Ons sien hoofstuk 11 vers 8 en sê, my liefde brand vir jou te sterk. Ek kan jy nie prys nie. Hoe kan ek met jou maak soos met Ephraim en Seboim? Ek wil iets bykie daaroor sê, ons interessante beeld wat jy daar gebruik. Waar hier sê, hoorie, my liefde is groter as my oordeel. Ek kan jou nie vernietig nie, ek kan nie jou uit my gesigsveld uitstoot nie. Al doen jy wat, al draai jou gesig teen my, al keer jou rug op my, ek sal nooit my rug op jou kan keer nie. En ek wil jou moet dan rustig kyk na die gedeelte, ek gaan dit ook op die skerm sit vandag, voor die Here. Hemelse Vader, Here Jesus, baie dankie vir die voorreg wat ons het, om ook in hierdie aand hier, in die stilte van die aand hier, so te mag stil word, met die woord ook in ons midde. En daarom bid ek, Here, dat jy ook in ons midde met ons sal praat, want ons wil graag na u luister. Kom praat met ons, Here, u kinders is hier om te luister na u. Amen. Liewe gemeente, die Here ook vir jou kom seën en verseker van sy liefde, van sy genade en van sy groot barmhartigheid. Amen. Waar
Wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg ongedurig tot Gods troon deur hom te gaan. Hoe verbeur ons tog die vrede? Ag, hoe dikwels lei ons maar. Net omdat ons nie ons noorde uitstort in Gods Vaderhart. Hier kan ons nie pyl nie. Wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot U verhef. Aan U alleen ons dank en ere, U wat ons in die liefde lei. Ons nooit vergeet nie, Here, U wil ons in die waarheid lei. U is die Heer wat ons gemaak het, voor U kom ons skepsel staan. U is die Heer wat steeds gewaak het, deur wie ons gans en al bestaan. U bring in ons gemoed die vrede, U sterk ons gees met nuwe krag. U gee lig oor ons rede, dis U van wie ons heil verwag. Heer, U nie vereer nie, sou ek U goedheid nie verstaan. Sou U my raad gee, ek nie leer nie, die weg wat U my wys nie gaan. Nie Heer, U rig my wil en strewe, U word by my gedurig by. Ons gaan die woord oopmaak by Hosea 11. Ons gaan lees van vers 1 tot 9. Maar kom ons word net eers stil voor die Here, voor ons hierdie woord ook lees en saam daaroor dink vanaand. Hemelse Vader, Here Jesus, baie dankie dat ons nou U woord mag oopmaak en dit ook op hierdie platform mekaar kan deel. En daar, Here, U die waarheid van die woord ook ontdek. Leer vir ons, Here, om ook helder en digter kyk na die woord, ons onder die klank van die woord te stel, en meer nog, Here, maak ons gehoorsaam aan die eis van hierdie woord, en laat ons ontdek, Here, wie U werklik is, ook in hierdie tyd wat binne ons lewe, vir ons, elkeen van ons. Amen. Nou, Hosea 11 is 'n baie interessante gedeelte, dit is eintlik 'n hofuitspraak, hofgeding wat hier afspeel, waar die Here aanklag kom lê teen sy volk, en dan vir hulle, maar sodra hy nou die straf moet begin gee, dan begin sy hart te draai. Nou kom ons lees net eers van vers 1. Toe Israel nog 'n kind was, het ek maar lief gehad, en ek het hom, my seun, uit Egipte geroep. Ek wil net, wat val jy op in die eerste vers? Toe Israel nog 'n kind was, het ek hom lief gehad. Die verklaring hiervan, my geliefde, is net sê, dit verwys na Israel se jeug, toe hulle nog in Egipte was,
het Here al hierdie volk van hom lief gehad en hulle geroep. God kies Israel nie oor hulle verdienste nie, en vir jou en my ook vandag, nie oor wat ons gedoen het om God te beïndruk nie. Toe ons nog in slavernij was, in sondig lewe, het God ons ook al lief gehad, en ons daar kom moet. God kies Israel uit liefde. Uit Egypte sê vir ons hier, het ek my seun geroep. Dit herinner ons aan die uittog van Egypte, en later ook vervul in Christus Matteus 2, waar die Here ook in hierdie wêreld ingekom het, sy seun gestuur het, en ook vir ons 'n pad geloop het, wat ons ook ontdek het, dat hy ook selfs tot in die kruis geloop het, om ons te kom red. So vers 1, waar ek dit vir ons kom sê, God se verhouding begin by liefde, nie prestasie nie. Dis God se liefde wat die basis vorm van sy verhouding met jou en my. En in hierdie eerste vers van hierdie hoofstuk 11 in Hosea kom het al so duidelik na vore. Vers 2 lees ons, maar toe die Baals hulle roep, het Israel my verlaat en vir die Baals gaan offer, vir afgodsbeelde offers gebring. En dit wil eintlik kom sê in vers 2, nee, hoe meer die Here sy volk geroep het, hoe meer het hulle weggeloop. Het ook nie tyd op in ons vandag leef nie. Hoe meer God ons roep, hoe meer word plekke hardkoppig om te volg. Hoe meer wil ons rug op draai, hoe meer wil ons niks moet doen nie. Die tragische ironie wat ons hier eintlik agterkom vers 2 is eintlik eenvoudig nie. God roep, maar Israel hardloop weg. Hulle draai na Baal, afgode toe en verkeer aanbidding. En dis 'n menslike reaksie wat self vandag ook nog waar is vir baie mense nie, op God se liefde is dikwels verwerping. Weet, daar's baie mense in hierdie wêreld wat God se liefde en goedheid net verwerp. God het juis vir ons ook so gemaak, toe ons geskep het. Hy sê, weet ons so volmaak geskep, dat ons selfs teen God kan kies. En hoe waar is dit vandag ook toch nie? In die skepingsverhaal lees ons ook die aangrypende verhaal, dat die mens, toe hy voor die keuse gestel word, toe kies hy ook teen God, nee. In Adam Eva se verhaal so baie goed is, so moenie laat die mense oortuig, dis die Eva wat vir Adam oortuig het nie. Dis die mense inherente verwerping van God se liefde, waar hy alles gekry het in sy hande, wat nog steeds teen God kies. En dis so tragische ironie ook, nee, dat as ons kyk na vandag se wêreld, hoe baie mense lewe, dan kan jy nie verstaan, dat hulle so hulle rug draai op God se liefde nie. Kom ons lees net weer vers 3. Julle moet maar my vraag, net jou handjie opsteek, onder en ek knoppie druk, en stop ek, as ek jou kans gee. Ek self het Ephraim leer loof, vers 3, ek het hulle op my arms gedra, maar hulle wou nie erken, dat ek is wat vir hulle sorg nie. Hoor hierdie dinge nie, ek het Ephraim leer loop, dis 'n beeld van 'n ouer, wat 'n kind laat leer loop. Kan jy nog onthou toe jy jou kind so moes by jou hand vashou en tree vir tree as hy wil val en nou trek jy mens bietjie nader op, nee, dat hy weer kan loop. Dis amper soos ek ook maar nou so 'n paar maande terug moes my vrou ook maar so weer vir my geloop het, nee. My vasgehou het, as ek wil val, dan moet hy my net keer, nee. En dit is wat hierdie beeld vir ons ook hier kom sê. God lei jou, hy draai jou, hy versorg jou van die begin af. Maar lees ons hier, hy het nie besef dat ek is wat hulle gesond gemaak het nie. En dit is so tragisch, in die kern van al die goed kom sê, ons ervaar God se sorg, maar erken dit nie altyd nie. Ons lewe op tyd keer in hierdie wêreld, asof God eenvoudig net nie meer bestaan nie. En gaan kyk maar net om jou in hierdie wêreld, nee. Jy kan baie keer nie glo en dit verstaan en dit maak mens hart baie keer seer hoe hierdie wêreld hulle rug op God draai en leef asof God eenvoudig net nie meer is nie. Ons sê ons baie keer net, laat my Gods water oor Gods akker loop. En dis 'n beeld ons mag gebruik en sê, al die goede wat die Here vir ons gee, baie keer verwerp 'n mens dit, hy draai sy rug op en kies nog steeds om sy eie pad en sy eie plannetjies te volg, met die gevolg ook daarvan. In vers 4 lees ons die volgende woord, kom ons lees net mooi eers saam.
Ek het hulle met sorg en liefde gelei. Ek was vir hulle soos iemand wat die juk oplig as dit sy trekdier skaaf. Ek het na Efraim toe afgebuk en hom gereeld kos gegee. Hoor hier so my broer en suster. Weet, dis met mense bande van liefde het ek hulle getrek en ek gemaak. Die mense bande is 'n beeld van die sagtheid en die menslikheid. Die bande van liefde is nie dwang nie, maar aantrekking. God wat neerbuig om vir Efraim op te tel en om kos te gee. Kyk maar net Matteus kom sê, Here, jy kan my juk opneem, maar dit is sag en met my kan jy ver pad loop. Ek sal jou las kom ligter maak. Hier kry ons 'n beeld van hierdie hande wat met liefde ons aantrek. Die Here sê ek het neergebuig, nie die mense opgekyk het en opgegaan het aan God toe nie, maar God wat neergebuig het na ons toe. En ook, as kyk na die totale evangelie nie, God wat sy seun aan hierdie wêreld toe stuur, dis nie ons wat het verdien het nie. Die Here sê, weet jy, ek het julle nog lief gehad, toe julle nog sondags was, in Romeine 5, nie. En hier gebruik ek die beeld van menshande, bande van liefde, het ek hulle getrek, opgetel, het ek neergebuig na toe. God is nie 'n tiran nie, hy trek ons met liefde, hy het die juk opgelig, is 'n beeld van bevryding, ons het swaar gekry, en was op pad om eintlik maar ons eie ondergang te bewerkstellig, en God het vir ons bevryding kom gee, het ons verlig van ons laste, en hy het ons gevoed, toe ons honger was, nie. Dit dui vir ons dat het is 'n maat van versorging, en afhanklikheid wat ons het van God. God se liefde trek, bevry en versorg 'n mens elke dag, nog steeds vandag. Ons mag het nooit vergeet nie. Hierdie beeld in Hosea kom baie sterk na vore, en die rest van hierdie boek ook, nie, om te sê, God se liefde trek 'n mens, dit bevry jou, en het versorg jou elke oomblik. Vers 5, kom ons lees dit saam, wat sê, want ek wou nie hê, dat hy weer na Egypte toe moet teruggaan nie, as Assirië oor hom moet heers nie, maar Efraim het geweier om hom te bekeer. Hoor jy dit? Die Here se hart, en hy sê, ek wil nie weer jy moet teruggaan na Egypte nie, ek wil nie Assirië moet weer oor jy heers nie. Dan kom hy hierdie, maar Efraim het geweier om hom te bekeer. Nie dat, die staan eintlik nie, wat Here sê, is nie letterlik Egypte toe nie, maar symbolies van slavernij. Hy wil nie ons terugkeer na die dae van swaar kry of sonde nie. Assirië is 'n instrument van oordeel. Hy wil ons beskerm van hierdie oordeel wat oor ons lewens opteken is. As ons God verwerp, keer ons terug na ons eie gebondenheid toe, na ons eie swaar kry, ons eie honger, ons eie pyn. En Here sê, weet jy, ek wil nie, my hart brand vir jou, ek wil nie dat jy moet terugkeer na daai lewe nie, ek wil jou bevry, ek wil vir jou kom verlos van daai lewe. Vers 6 sê vir ons die volgende, nie, daarom sal my sy stede met deur oorlog verwoes word, en sy waarsêers uitgeroei word. Hulle sal deur oorlog verteer word, oor die raad wat hulle gegee het, nie. Dit wil eintlik vir ons kom sê, dit is eintlik die hartseer van alles wat ons lees. God se volk hou aan om hulle rug op God te draai en wegdraai van God af. En ten spyt daarvan, nee, kom die Here en sê, weet jy verdien eintlik die dood. Jy moet eintlik verteer word, jy moet eintlik verwoes word, maar ek kan dit nie doen nie. So nou lees in vers 8, dan gryp die ding wat hier kom. Die hardnekkigheid en die volgehoue ongehoorsaamheid van die volk en van die mense. Hulle roep na God, maar nie opreg nie. Die kern van alles kom sê, God sien nie het woord nie. Hy sien ons harte, en hy vra ons harte, hy weet wat ons harte aangaan. En baie keer ons God beïndruk met mooi woorde, met mooi dingetjie wat ons doen. En hier sê, weet jy, kyk na jou hart. Ek wil hê, jy moet my lief hê met 'n opregte hart. En nou kom jy dramaties 'n draaipunt in vers 8, en ons moet dit mooi lees, want hierdie is seker van die mooiste vers 7 en 8, nie? Hoor ek, omdat my volk my verlaat het, sal party van hulle ophang word, en anders sal die slaafjuk moet dra, 'n juk wat nie afgegooi kan word nie. En dit is die
amper die pynlike werklikheid van ons opstandigheid en ons vas van die sonde in hierdie lewe. God sê, weet jy, ons sal onsself ophang en ons sal hierdie slaapweek moet dra, ons sal hom nooit kan afgooi nie. En dan kom hierdie ongelooflike vers 8, hoor wat sê die Here, ten spyte daarvan dat ons eintlik die dood verdien, dat ons eintlik hierdie juk moet dra tot in lengte van dae, kom die Here en sê, hier is my hart, maar hoe kan ek jou prys gee, Efraim? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek jou vernietig, soos Atma, met jou maak, soos met Sibium? Ek gaan nou iets meer oor die naam hier sê, ek kan dit nie oor my hart kry nie, my liefde brand te sterk. Weet, Gods hart breek vir jou en my. Ek hoop jy het vanaand hier ontdek in vers 8, nee. Hy vergelyk het ook, hy sê, kan nie maak met ons soos met Atma en met Sibium, hy wys na stede wat vernietig word, in Genesis 19 gaan ons dit lees, nee, waar die mense moes sê, Sibium, en toe sê hulle die Sibium sonder die Heer, en toe is hulle vernietig. God sê, ek kan nie, ek wil nie dit doen nie. Ek kan nie doen, ek moet dit doen, maar ek kan nie doen nie, ek moet jou straf, jy verdien die dood. Maar God kom gee vir ons die lewe tot in alle ewigheid. My hart is omgekeer in my. Is 'n innerlike worsteling wat God hier het. En ons hoor het hier, en hy sê, ek weet, ek doen eintlik verkeerd om jou te laat gaan, maar ek kan nie anders doen nie. Ek kan jou nie net oorlaat in die noodlot van hierdie wêreld nie. My liefde vir jou is te sterk, ten spyte van die sonde, ten spyte van die wegdraai van my af, kan ek dit oor my hart kry om met jou te maak en jou te vernietig soos Atma en Sibium nie. Wat die Here het ons aanbid. God is regverdig, hy moet oordeel, maar hy is ook liefdevol, hy wil ons red. Hy het ook 'n hart wat vir liefde stry, selfs teen die oordeel in, selfs teen die werklikheid in van die lewe. Kom doen hy die onverwagte, kom sê, weet jy, ek kan jou nie vernietig nie. My hart brand te sterk. Dis hierdie ongelooflike mooi beeld wat die Here ook hier kon gebruik, nee. In die boek, nou, jy sien, Marlene, moet my help, my gees nog nie heeltemal reg nie. Ek gaan nou in die boek kom oor die Hooglied. As jy nou vir jou vrou of man iets moois wil sê, gaan lees in die boek Hooglied, word hierdie vrou en man beskryf in die mooiste liefdestaal. Maar daar word in hoofstuk 8 ook, vers 6 dink ek is nog reg onthou, ook 'n beeld gebruik. Weet dat ek dra jou soos 'n seelring op my hart. En daai was 'n teken, die seelring was 'n teken van 'n onverbiddelike verbintenis wat mense mekaar het. En God sê, weet jy, ek dra jou soos 'n seelring op my hart. En ek sal altyd nou dink, jy moet dit weet, jy is myne, ek het jou gemaak en my liefde brand te sterk. Vers 9 sê, ek sal my groeiende toorn bedwing, ek sal nie so ver gaan en Efraim uitwis nie. En hier kom die groot ding wat ek nie moet snap, want ek is God, nie 'n mens nie. 'n Mens sal maak soos, as jy dit gedoen het, is dit die straf wat jy verdien. God sê nee, al het jy jou rug op my gedraai, al het jy my verwerp, al het jy my diep seer gemaak, al het jy my hart stikkend gebreek, ek is God, ek is nie 'n mens nie, ek sal nooit vernietig nie, ek is die Heilige wat by jou is, ek sal nie met woede ingryp nie, en hier is 'n troostwoord nie, wat ons moet snap, ek sal my toorn nie laat ontvlam nie, beteken eintlik my eenvoudig, God se genade is altyd bo vernietiging, want hy is God en nie 'n mens, sy liefde oortref alle menslike reaksies. As ek in hierdie vandag tyd net 'n eenvoudige werklikheid dink waar binne ons lewe, nee, as iemand steel, as iemand bedrog pleeg, ek wil amper sê, dan word hy verhoor, as hy skuldig bevind word, moet hy vonnis uitdoen. Alles hy ween hierdie, en ek wonder altyd in ons eie land of het so is, maar die feit is, in ons werklike lewe van die mens vandag, as iemand my leed aandoen, dan wil ek altyd vergelding hê. Ek verwag altyd, gaan kyk maar 'n bietjie, wat lees ons in die koerant ook, nee, en dis eintlik jammer te nie, as mense sit en sê, maar my kind is weggeneem deur die dood, deur 'n moord, 'n onverklaarbare optrede, en ek sien nog nie geregtigheid
plaasvind nie, want die man of die persoon is nog nie gevonnis nie. Mense wil altyd dit sien, dat daar 'n regverdige straf vir jou optrede is. En hier kom God en hy sê, weet jy, ek sal my gloeiende toorn bedwing. Ek sal nie so ver gaan en Ephraim uitwis nie, want ek is God. Ek is nie 'n mens nie, ek is die heilige wat by jou is. Ek sal nie met woede ingryp nie. Ek is die heilige, maar ek is ook ontfermend. God se genade oorwin sy oordeel. En miskien moet ons maar soos in ons ander broers kom sê, halleluja, nee, dat die Here so is, nee. Ons kan maar net op ons knieë gaan en maar net bedank vir dit. Hosea 11 vers 1 tot 9, net om 'n bietjie op te som, praat eintlik hier van God se liefde. Het begin by genade, dit word verwerp, maar God bly getrou en oorwin uiteindelik. En mag ek en jy dit nooit vergeet nie. Mag ons hierdie hoofstuk weer gaan lees, maar hier aangrypende hoofstuk, nee, van die hofsaak, waar ek en jy in die beskuldigingsbank staan, en volgens die wêreldse norms en waardes moet ons eintlik gestraf word, moet eintlik die dood as oordeel kry, maar God se hart, wat ons omkeer, wat sy genade laat seëvier oor jou my lewe, en wat ons uiteindelik ook bring by die stuk genade, wat vir ons ook die lewe in oorvloed kom gee. Mag jy ook gaan lewe hierdie tyd ook en so. Ek wil net so, jy kan my daaroor dink of my miskien bel of met 'n WhatsApp stuur. Ek wil miskien meer van hierdie so, dit vir jou kom so verduidelik, want ek dink, as ons dit mekaar kan sê, dan kan ons miskien meer dieper ingaan op die woord, en ons kan miskien meer hierdie, hoe sê Engelsman, hierdie kolletjies verbind, nee, met mekaar, nee. Ek het nou gedink om byvoorbeeld 'n teksgedeelte te vat in byvoorbeeld as jy gaan kyk na Petrus se lewe, wat die Here hom roep in Matteus 16 sê, op hierdie rots, op hierdie belydenis sal ek my kerk kom bou, en niks sal dit kan uitwis nie. En 'n paar dae later verloon hierdie Petrus die Here, sy ken hom nie, hy weet nie wie hy is nie. En 'n paar dae later kom herstel die Here weer vir Petrus in Johannes 21, nee, waar hy weer vir hom 3 keer kom sê, ek het jou lief Petrus, ek het jou lief, ek het jou lief. En dis 'n ongelooflike, kan ons hierdie kolletjies so begin verbind in die Bybel, en my broer en suster, ek het die Bybel so begin lees en my besig wees, begin ek so te kyk, hoe moet die hierdie gedeelte inpas mekaar, hoe pas dit in die groter prentjie in, en jy word net meer en meer verbaas en verstom oor groot en Gods liefde is. Dis onbeskryflik groot, jy kan nie mense beskryf nie. Ek kan nie vir mense sê God hoe lief nie, en mense kyk met soeke groot aan nie, want ek verstaan dit, want ek het al hierdie kolletjies begin verbind, en ek kry 'n groter prentjie, en ek hoop, ons kan mekaar ook help hiermee. En as jy gedeeltes het wat jy so wil verduidelik hê, soos hierdie, sê vir my nie week met 'n WhatsApp nie, dan sal ek bietjie gaan kyk daarna, en probeer dit ook so vir jou kom verduidelik. Ek hoop jy het vanaand se gedeelte geniet, en ek wil ons moet nou eers weer mooi luister na 'n lied. Hy is ook opgeneem in die nuwe Vlam liedboekbundel. Hier is mooi koor musiek, 'n pragtig lied, Heer dink aan Afrika. Kom ons luister na hierdie pragtige lied, en daarna sal ek ook die seën van die Here uitspreek vir ons.
Zo'n pragtige lied, nee, 'n lied wat ons ook nodig het in die mooi land van ons, nee, dat ons ook, dat die Here ons ook moet seën op 'n besondere manier. Mag jy 'n wonderlike week verder beleef, en mag jy ook lewe in die teenwoordigheid van hierdie God, wat sy hart brand vir jou en my. En as jy weer by 'n punt kom en dink dat die Here jou vergeet het, dink dit aan Hosea 11, sê die Here is nie 'n mens nie, hy is God en hy sal nooit jou kan vergeet nie. 'n Mens sal jou kan vergeet, maar God nie. Ons kan mekaar vergeet, sodra ons mekaar se gesigsveld het, dan klaar vergeet wie ons is, maar God sal jou nooit kan vergeet nie. Ontvang binne harte ook die seën van die Here en gaan leef vir die week ook in sy vrede. Mag die pad vir jou dan ook voorspoedig wees. Mag jy altyd die wind van agter kry. Mag die son warm op jou gesig skyn, die reën sag op jou lande val, en tot ons mekaar weer sien, mag God jou in die palm van sy hand stewig vashou. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel was vanaand, 'n wonderlike aand word toegebid, en 'n week, en mag jy ook gaan leef in die teenwoordigheid van die Here. Ek wil miskien dat jy moet vrymoedigheid neem, as ons op die manier kan aangaan, en 'n paar keer het so doen, dan gaan ek met my tydsberekening miskien nou kyk. Ek dink, dan moet jy my begin stop, want oor die goede kan ek baie praat, want ek het net een liefde, en dis die woord van die Here. So ek moet begin praat, dan ek baie te sê, en so my net stop. En as jy gedeeltes het wat jy miskien, ek moet weer gaan in diep na kyk, en oopbreek vir jou, dan doe ek het graag. Ek is nie die slimste ou in die kerk nie, maar ek is daarmee heel domste ou nie. So ek kan dan so 'n bietjie myself help in die woord, en as ek nie weet, jy gaan vra ek maar vir mense wat baie meer weet as ek. So ek sal julle kan help, so ver as ek kan. Sterkte, mooi aand verder, en 'n lekker week. En ons begin met ons Pinksterreeks die 14de Mei, op Hemelvaart, daai aand, daai donderdag aand, 6:30, tot die 24de Mei, so ons die Pinksterreeks sê. Ek sal inligting nog vir julle stuur, klaar die op pamfletjie opgetrek, ek sal vir julle kan WhatsApp ook en so. So as jy weet van ander mense wat wil inskakel, doen so, en kom ons kyk of ons mekaar ook so die woord van die Here kan bedien.